Goeiedag, baie welkom by ons digitale erediens van Jelleberg gemeente vir Sondag 14 Junie. Dis ons wens dat as ons saam die woord van God lees, die Here ook direk met jou sal praat, dat jy iets van sy teenwoordigheid sal beleef. Kom ons bid dat die Here deur sy Heilige Gees vir ons sal help. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons vandag ook u woord kan lees, kan luister hoe u direk met ons praat. Help ons deur die Heilige Gees om te kan hoor en die woord te kan doen. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons thema vandag is hou by die woord. En voor ons die Bybel saam lees, miskien net so ietsie agtergrond. Die Bybel is 'n wonderlike boek. 'n Biblioteek van 66 boeke wat oor 'n lang tyd ontstaan het. Ja, die Bybel is die boek wat die meeste gelees word en in die meeste tale vertaal is. 'n totaal van 4007 tale. Die hele Bybel, of net gedeeltes van die Nuwe Testament, of net die Nuwe Testament, wat ons dan in 4007 tale het. En gelede sê dat ongeveer 5 na 7 miljard kopieë van die Bybel reeds gedruk is en versprei is oor die jare. Daar is ook miljoene mense wat die Bybel elektronies lees. Byvoorbeeld die YouVersion app is al afgelaai op meer as 1000 miljoen toestelle. En YouVersion sê vir ons ongeveer 18 na 22 miljoen mense gebruik daagliks die YouVersion app. As ons nou die Bybel lees in Psalm 119 vers 1 tot 20, dan lees ons die Bybel saam met miljoene mense ook reg oor die wêreld. Vers 1 sê, gelukkig is mense wie se lewenspad onberispelik is en wat die wet van die Here volg. Gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hele hart soek, wat ook nie onreg pleeg nie, maar net sy paaie volg. U het self u opdragte gegee, sodat mense dit noukeurig sal nakom. Ag, was my lewenspaaie maar standvastig, sodat ek u voorskrifte kon nakom. Dan sal ek nie beskaam staan terwyl ek al die bevele let nie. Ek prys u met 'n opregte hart terwyl ek u regverdige beslissings bestudeer. U voorskrifte sal ek nakom, moet my tog nooit in die steek laat nie. Veral ook vers 9, hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou, deur te hou by u woord? Met my hele hart soek ek u, laat my tog nie afdwaal van die bevele nie. In my hart koester ek u woord, sodat ek nie teen u sondig nie. U moet geprys word, Here, leer my u voorskrifte. Met my lippe vertel ek van al die beslissings van u mond. Oor die pad van u bepalings is ek verheug, soos oor enige rykdom. Oor die opdragte wil ek nadink. Ek wil op u paaie let. In u voorskrifte vind ek vreugde. Ek sal u woord nie vergeet nie. Wees goed vir u dienskneg. Dan kan ek lewe en u woord nakom. Maak oop my oë, sodat ek die wonders uit die wet kan raak sien. Ek is 'n vreemdeling op aarde. Moet u bevele nie vir my verborge hou nie. My lewe kwyn die hele tyd weg van u verlange na u beslissings. Dis die woord van die Here, Psalm 119 vers 1 tot 20, dis nog 'n lang psalm, kan ook by die huis dalk verder gaan lees. Nou Dinsdag 16 Junie is jeugdag en volgende Sondag 21 Junie is Vadersdag. In die lig hiervan wil ek graag iets met julle kom deel oor my oorlede pa se liefde vir die Bybel. Ja, my pa het 'n passie gehad om sy liefde vir die Bybel oor te dra aan alle mense, veral ook aan ons as sy kinders en kleinkinders. Ek onthou nog elke Bybel wat hy vir my gegee het. Ja, hy is my eerste vol Bybel wat hy vir my gegee het. Ook my tweede Bybel wat hy vir my gegee het. Die 83 vertaling en die ander een 53 vertaling. Ek onthou nog hoe hy elke Kersfees vir ons as kinders 'n Bybelse dagboek uit die Beek of Lig en Lewe, hy is nog 'n Lig en Lewe gegee het, as 'n geskenk, saam met al die ander geskenke. Ek onthou nog hoe hy ons huisgodsdiens gehou het by die kombuistafel, selfs gesing het tydens huisgodsdiens, en hoe ons geel kanarie toontjies ook saam met ons vanuit sy hokkie in die kombuis gesing het. Ek onthou nog hoe my pa die TV afgeskakel het gesê het, ons gaan nou eers huisgodsdiens hou, voordat ons verder TV kyk. Ek onthou nog vakansietye, hoe het vir hom belangrik was om 'n tyd te vind waar al 14 kleinkinders saam kon huisgodsdiens hou. Dit was nie eenvoudig nie. Die jonger kinders wou vroeg opstaan en see toe gaan, het vroeg saans gaan slaap,
Tieners het laat gaan slaap en wou nie vroeg opstaan nie. Ja, hy het almal probeer by mekaar kry om ook saam die Bybel te kon lees. Op my pa se begrafnis het die familie getuig dat my pa tydig en soms ontydig die woord van God gelees het en daaroor gedra het. Dit was my pa se wens dat elkeen van ons gereeld die Bybel sal lees, dit ook uitleef. Dis waarop Psalm 119, veral vers 9 gaan. Hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou deur te hou by u woord? Kom ons kyk 'n bietjie dieper na die woord. Ja, ons glo dat God met ons praat deur sy woord. Ja, hy getuig die Bybel dat God op verskillende maniere met ons praat, deur sy skepping, deur mense, tyd van die Bybel ook deur profete en ander boodskappers, deur visioene en drome, deur engele, veral ook in die tyd van die Bybel, deur sy Heilige Gees. Maar God praat veral met ons deur sy woord. En ek en jy is meer bevoorreg as enigiemand ander in die tyd van die Bybel, omdat God elke sekond met ons kan praat deur sy woord. Ons kan maar net sy woord oopmaak en hy praat met ons. En as 'n mens Psalm 119 vers 1 tot 20 lees, kom jy agter dat daar talle Hebreëse en Afrikaanse woorde gebruik word om God se woord of God se woorde mee uit te druk. In die paar verse kom 8 verskillende woorde voor. Die woord wet, bepalings, opdragte, voorskrifte, bevele, beslissings, ook net woord en opdragte vers 15. Die psalmdigter het amper nie genoeg woorde waarmee hy God se woord kan beskryf nie. Die psalmdigter gebruik nie net verskillende Hebreëse woorde nie. Hierdie psalm is ook op 'n baie spesiale manier geskryf. Die Hebreëse alfabet het 22 letters en die psalm is opgedeel in 22 hoofdele met 8 verse elk. En elke eerste woord van hierdie sin begin met dieselfde letter van die alfabet. Ja, die Hebreëse woord alef is die woord eerste in die alfabet. Die eerste klompie verse begin almal met die Hebreëse letter alef. Ja, God se woord wil van A tot Z deel van ons lewe wees. Die Bybel as handboek wil nie net een gedeelte van ons lewe dek nie. Dit gaan ons totale lewe. En daarom praat die Bybel oor die totale lewe, van die skepping tot die wederkoms, van geboorte tot sterwe. Glo jy dat God elke sekond met jou kan praat deur sy woord? Wat doen God se woord? Die eerste wat hierdie teksgedeelte kom beklemtoon is dat God se woord vir ons ware hoop, ware lewe en vreugde kom gee. Vers 1 en 2 staan daar: Gelukkig is mense wie se lewenspad onberispelik is en wat die wet, 83 vertaling gebruik die woord, en die Nuwe Lewende vertaling gebruik die woord gebooie, wat die wet van die Here volg. Gelukkig is hulle wat hou by sy bepalings, wat hom met hulle hele hart soek. In vers 14 en 16 staan: Oor die pad van u bepalings is ek verheug, soos enige rykdom. Vers 16 sê: In u voorskrifte vind ek vreugde, ek sal u woord nie vergeet nie. Gee die woord van God vir jou vreugde. Gee dit vir jou vreugde om sy woord te lees. Gee dit vir jou vreugde om sy woord te leef. Ja, soms maak Christene so asof dit baie moeilik is om God se woord te lees en te leef. Ons gebruik soms woorde so stryd, opoffer, moeite. Ja, dit is 'n kommitment om God se woord elke dag te lees en elke dag te leef. Psalm 119 gebruik woorde soos gelukkig, verheug en vreugde. Ja, dit is 'n vreugde om sy woord te lees. Dit is 'n vreugde om sy woord te gehoorsaam. Dit is 'n vreugde om dit te leef. Dit is 'n vreugde om te weet dat ek God se hart kan bly maak as ek sy woord leef. Dit is 'n vreugde om hom as verlosser deur sy woord te leer ken. Dit is 'n vreugde om God se woord aan ander te kan oordra. Daarom sê die Nuwe Testament in Galasiërs 5 vers 22, as daar gepraat word oor die vrug van die Heilige Gees, word eers gepraat van liefde en daarna die vrug van vreugde. Christene wat nie liefde en vreugde wys nie, neem nie God se woord ernstig op nie. En laat hulle nie lei deur die Heilige Gees nie. Tweede ding wat die teks kom sê in Psalm 119 is God se woord wys my op my sonde. Vers 11 staan:
In my hart koester ek die woord, sodat ek nie teen u sondig nie. Romeine 7 vers 7 sê Paulus, wat sal ons dan sê, dat die wet of die woord sonde is? Hoegenaamd nie. Trouwens, ek sou nie die sonde geken het, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou immers nie geweet wat begeerte is, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Ja, in die woord van God en sy wet, leer ons wat sonde is. As ek en jy in die spieël van die Bybel kyk, sien ons waar ons verkeerd optree, en leer ons hoe om dit reg te stel. Die doel van God se woord is nie om ons heeltyd te laat skuldig voel nie. Die doel van die Bybel is om ons juist te help om reg te lewe, om oorwinning oor die sonde te kry, om as nuwe mens te leef. Hoekom is daar reëls in 'n rugbywedstryd? Wat is die doel van hierdie reëls? Die doel is nie net om 'n hele klomp strafskoppe uit te deel nie. Die doel van rugbyreëls is juis om 30 spelers te help, sodat almal die wedstryd kan geniet. Hoekom is daar wet of reëls in 'n huis? Nie om kinders te straf nie, juis sodat ouers en kinders gelukkig kan wees. Die doel van God se woord is om ons juist te help om reg en verkeerd te onderskei, sodat ons reg kan leef. Ja, God se woord roep my op, ook om in gehoorsaamheid te leef aan hom. In vers 9 staan daar, hoe sal 'n jong mens sy lewenspad suiwer hou, deur te hou by u woord? God se woord roep ons op om in gehoorsaamheid te leef, elke dag, jonk en oud. En ek het jy hoor gereeld getuienisse van Christene wat vertel hoe die Bybel hulle opgeroep het om iets te gaan doen. Dit is amper soos die borde langs die pad wat sê vir ons 120 km. Hierdie bord roep my op om in gehoorsaamheid en landswette te leef, deur nie meer as 120 km per uur te ry nie. En die Bybel roep my elke dag op om God se wil uit te leef. Ons leef in 'n deurmekaar wêreld. So die Bybel sê een ding vir ons, maar die wêreld roep my ook op om selfsugtig te wees, om materialisties te wees. Die Bybel roep my op en sê, geniet jou lewe, jy kan maar ontrou wees ensovoorts. Die Bybel sê maar, daar is 'n God, maar die wêreld sê, daar is nie eintlik 'n God nie, dis maar net iets wat mense uitgedink het. So as ek en jy nie die Bybel lees nie, roep die ander stemme al hoe harder en luister ons maar net na die ander stemme. Maar as ek en jy die Bybel lees, hoor ons al hoe meer die stem van God. En die vraag is vandag, na wie se stem luister ek en jy? Na die stem van die wêreld? Of na die stem van God deur sy woord? Hoe kan ons die Bybel gebruik? Ja, ons sê dat die Bybel ons oproep om sy woord te hoor, maar die vraag is, hoe doen ons dit? Ja, die belangrikste ding is om tyd te maak om die Bybel te lees, want ons glo God praat met ons deur sy woord. Ja, sommige van ons vergeet om die Bybel te lees, of ons te moeg om die Bybel te lees, of ons sê die Bybel is dalk te moeilik, of ons lees net sekere lieflinggedeeltes, en dikwels ignoreer ons dalk die Ou Testament. Sommige tye lees of luister ons meer oor die Bybel, as wat ons die Bybel self lees. En daarom ja, dis belangrik dat ons ook sal hoor oor die Bybel, ons byvoorbeeld met preke, maar ons wil mense help om nie die preek te luister nie, maar om die Bybel ook self te gaan lees, om Psalm 119 ook weer self te gaan lees. Elkeen lees die Bybel op sy eie manier, elke dag. Jy bepaal hoeveel tyd jy het. As jy 'n ma is met 'n klein babatjie, gaan jy minder tyd hê as 'n afgetrede oupa dalk. En lees die Bybel saam met jou gesin, lees die Bybel saam met medegelowiges, lees die Bybel ook saam in die erediens. Ja, ons help mekaar om die Bybel ook gereeld te kan lees en daarvolgens te kan leef. Die media en die sosiale media praat elke dag met ons. Kom ons laat toe dat die Bybel elke dag met ons praat. God deur sy woord. Ons lees die Bybel na afhanklikheid van die Heilige Gees. En op Pinkstersondag het ons vir mekaar gesê dat die Heilige Gees ons help. Die Bybel het ook deur verskillende skrywers geskryf wat die Heilige Gees gehelp het om dit op te teken. En ons het nie 'n graad in teologie nodig om die Bybel te lees nie. Nee, die Heilige Gees praat ook elke dag met ons deur sy woord. En daarom vra ons ook, Here, help my om in afhanklikheid van die Heilige Gees ook die Bybel te lees. Om nie die Bybel as 'n wapen te gebruik om ander mense by te kom nie, ons gebruik die Bybel
om ons te lei en te help. Ons lees in nederigheid die Bybel, want ons weet dat ook mense die Bybel verskillend kan interpreteer. En daarom lees ons ook die Bybel saam met medegelowiges deur die eeue heen, want ek en jy kan dalk eensaidig die Bybel lees. Ons lees die hele Bybel as 'n geloofsboek met 'n boodskap. Die Bybel is nie 'n wetenskaphandboek wat vir ons alles vertel oor die ontstaan van die wêreld, wat al die vrae oor die skepping vir ons uitlig nie. Die Bybel is ook nie 'n geskiedenishandboek nie. Die Bybel is 'n geloofsboek wat ons help. En daarom vra ons elke keer, nou wat is die boodskap van die Bybel ook vir my vandag? Die Bybel is 'n handboek vir die lewe. Nie net vir inligting nie, maar dat ons ook deur die Bybel ons lewens kan verander. Nie net informasie nie, maar transformasie. En daarom vra ek as ek die Bybel lees, wat is die boodskap van hierdie vers of hierdie gedeelte vir my vandag? En daar is verskillende metodes waarmee die mense die Bybel lees. Sommige lees die Bybel van voor na agter, ander lees die Bybel, 'n Bybelboek op 'n slag. Sommige gebruik 'n Bybelse dagboek of ontvang 'n daaglikse dagstukkie. Sommige lees die Bybel elektronies saam met YouVersion en die vers van die dag. Sommige lees die Bybel en skryf elke dag 'n journal oor wat die Here vir hulle vandag gesê het. Daar is baie maniere om die Bybel te lees. En ek wil jou uitnooi, maak dit opwindend, doen iets waarvan jy hou, wat vir jou help. Daar is ook baie hulpmiddels wat ons vandag kan help. Ja, ons kla dikwels oor negatiewe dinge wat elektronies versprei word, maar ons is bevoorreg om te leef in 'n tyd waar baie positiewe dinge oor die Bybel ook elektronies versprei word. Gebruik dit ook in jou lees van die Bybel. Ek wil graag afsluit, ons het 'n klomp dinge gesê. Ek het reg aan die begin vertel van my pa se passie vir God se woord. Ons wil ook vandag kom dankie sê vir ouers, vir grootouers, sonnaskoolonderwysers, predikante, vriende, noem maar op, wat ons bekend gestel het aan die woord. Ook hulle wat fisies vir ons 'n Bybel gegee het, of hulle wat ons aangemoedig het om 'n Bybelse app af te laai. Dit kan ook gebeur dat ons so gewoond raak aan die Bybel en nie die krag van God se woord besef nie. Ek het 'n tyd gelede 'n aanhaling gelees van Mahatma Gandhi. Hy's 'n nie-Christen en eertydse leier van Indië, en hy sê, julle Christene het 'n dokument met genoeg dinamiet om die hele beskawing in stukke te skiet, om die gemeenskap om te keer, om vrede in 'n oorlogverskeurde wêreld te bring. Maar julle lees die Bybel asof dit net goeie literatuur is en niks meer nie. Glo jy dat die Bybel die woord van God is? Dat die Bybel 'n handboek vir die lewe is? Glo jy dat God deur die Bybel jou lewe kan verander? As ons dit glo, sal ek en jy die Bybel gereeld lees en elke dag probeer uitleef. Daar is mense op aarde wat nog nooit die Bybel gelees het nie, of wat nie meer die Bybel lees nie. Ek en jy lees die Bybel en ons is soos Bybels vir hulle. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om 'n Bybel te mag hê. Dankie vir die voorreg dat U elke dag met ons kan praat deur U woord. Here, help vir ons om te luister en ook dit te kan doen. Ons bid, Here, vir reg oor die wêreld wat mense die Bybel versprei op verskillende maniere. Ons bid vir Bybelgenootskappe, bid vir Bybelvertalers. Dankie, Here, vir soveel tale wat die Bybel vertaal is, maar ons weet daar's nog tale wat nog nie vertaal is nie. Mag elkeen in die hele wêreld ook die Bybel in sy eie taal te kan lees, Here. Bid ook daarvoor. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Die Bybel roep ons ook op om ons gawes, ons offergawes vir die Here te kan gee, nie selfsugtig te gebruik nie. Daar is nou 'n kans om jou offergawe te kan gee, ook te kan kyk met SnapScan. Mag die Here ook elkeen van ons offergawes ook gebruik. Die Here in sy Bybel bied ook sy seën aan. En as ons die Bybel lees, is dit 'n seën vir onsself en vir ander mense. Ontvang ook vandag die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en krag van sy Heilige Gees by ons elkeen wees om gereeld sy woord te lees, dit uit te leef en ook te versprei aan ander. Amen.